afgelope week sien ek 'n video van 'n ma wat haar seentjie by die skool gaan oplaai. Toe in die kar klim, vertel hy vir sy ma met groot verwondering en opgewondenheid dat hy 'n baie belangrike rol gekry het in die Kerstoneel en dat sy moet raai wie hy is. Sy sê toe, "Is jy Josef?" En met groot vermaaklikheid skud hy sy kop en hy sê, "Nee, probeer weer." Sy sê toe, "Oké, is jy die engel?" "Mamma, nee, ek het 'n belangrike rol." Sy ma weet toe naderhand nie meer wat om te raai nie, want daar's nie meer veel karakters oor nie. "Oké, is jy die herbergier? Of is jy een van die wyse manne? Of is jy, wie is jy?" Nee, mamma, ek is ook nie een van hulle nie." Kyk, daar's nou net soveel karakters wat hierdie mamma oor kan wonder. So nou wonder sy, wat is volgende? En met 'n reuse glimlag op sy gesig en blink oogies, sê hy vir haar, "Ek is die deuroopmaker. Tada!" Waarop sy ma toe met groot ywerigheid sê, "O, okay. En hoekom is hierdie so 'n belangrike rol?" Hy kyk vir haar en hy sê, "Want ek maak die deur oop vir Maria en baba Jesus om in die stal in te kan gaan. As ek nie die deur oopmaak nie, hoe sal Maria vir Jesus kon kry?" Ons sou almal dink dat die ander rolle belangriker en groter is, maar vir hierdie klein seentjie was dit belangrik om die deur van die stal te kan oopmaak, sodat Maria vir Jesus in die stal kon kry. En in ons skrifgedeelte lees ons, sy het geboorte gegee aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen ander plek in die herberg was nie. En ek onthou as kind hoe ek altyd 'n groot opgewondenheid en afwagting vir Kersfees gehad het en hoe dit gevoel het soos die dag al nader kom. En op die aand voor Kersfees kom mense bymekaar rondom kos, geskenke en met groot afwagting vir Kersdag wat gaan aanbreek. Dit was nie Maria en Josef se ervaring nie. Maria en Josef het nie by 'n gesellige vuurtjie gesit nie. Hulle was waarskynlik baie uitgeput en desperaat vir skuiling. En het besig om voor te berei vir 'n baba wat in hulle wêreld moet verwelkom, in 'n plek wat geen ouers sal kies nie, 'n stal. In Lukas 2 vers 7 skets 'n prentjie van 'n nederigheid en verwerping, 'n absolute kwesbaarheid waarin Jesus gebore is. Die skepper van die heelal het die skepping binnegekom, sy skepping, maar daar was geen plek vir hom in die herberg nie. Tog openbaar hierdie nederige toneel 'n diep waarheid van Jesus. Hy het gekom en hy het nie plek demand nie, maar hy kom en hy nooi ons om plek te maak. Ek wonder hoe dit sal wees as ons soos hierdie seentjie met groot opgewondenheid mense is wat deure sal oopmaak. Mense is wat die deur van ons lewens oopmaak vir Jesus om koning te wees, oor ons gebrokenheid, ons selfsugtigheid, ons hartseer, ons minderwaardigheid. Mense wat die deur oopmaak dat Jesus vlees kom word en ons hartseer verander in vreugde. Sodat ons vreugde met hom kan deel en sodat ons stadig maar seker kalmte en selfvertroue kan hê om deur hierdie vrese van ons te werk. Hoe sal dit wees as ons as mense die deur van bereidwilligheid oopmaak om te dien? Om die mense rondom ons te dien, om vrae te vra, sodat mense kan voel ons leef in 'n plek waar ons 'n verskil maak in mekaar se lewens. Dit sluit jou en jou gesin in. Maar dit is nie net jy en jou gesin nie. Dit is elke persoon met wie jy in aanraking kom en wie se lewe jy 'n verskil kan maak. Johannes 1 vers 14 sê, en dit vang die wonder van daardie nag vas. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Dink daaroor. Die ewige woord, die een wat praat en sterrestelsels ontstaan, het gekies om in 'n gebroke wêreld in te stap in die vorm van 'n mens. 'n Mens wat vir ons genade en waarheid bring. Om vir ons te kom wys wie God is, wie Johannes sê, Jesus sê hy is hy sê, wanneer ons hom sien, dan sien ons ook sy Vader. God kom en hy word mens. Kersfees is nie net 'n storie oor 'n baba wat in 'n krib lê nie. Dit gaan oor God wat mens word en kom om ons te red, tussen ons te kom woon en lig in ons elkeen se duisternis te wees. Hy het gekom vir my en vir jou
om ons voor te stel aan 'n nuwe manier van lewe, een waar ons hom kan volg en vertrou, dat hy die lig in ons duisternis sal wees. 'n Lewe waar ons saam met hom in die waarheid kan loop en waar ons leer om die mense te word wie hy ons gemaak het om te wees. Om daagliks sy liefde sigbaar te maak in hierdie wêreld. 'n Wêreld wat soek en smag na liefde en uitkoms. Wees jy hierdie Kersfees die deuroopmaker, wat die deur van jou lewe oopmaak vir Jesus en ook die lewe verander rondom jou, verander omdat jy 'n deuroopmaker is. En mag jy die diep vrede en genade van God ervaar, soos wat jy hom leer ken. Ek sluit af met die woorde van Johannes 3 vers 16. So mooi woorde wat so inpas by die Kersverhaal, want God het jou so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U vir Jesus gestuur het om mens te word, sodat ons by hom kan leer hoe om meer lief te hê en om te gee, hoe om te groei en te kan verander. U liefde en genade verander ons lewens en gee vir ons 'n manier van lewe wat ons lewens transformeer en ook die van ander. Dankie dat ons so voor Kersfees net weer mag onthou hoe lief U ons regtig het en mag ons weer opnuut U liefde hierdie Kersfees ervaar. Amen.